Dit is donderdag 27 Maart 2025 en amptelik tyd vir Kletskompas. Baie dankie dat jy by ons aansluit. Vandag op Kletskompas gaan kyk ons bietjie na 'n besoek wat Aurelia Afrikaner onlangs afgelê het in die Promised Land informele nedersetting, waar sy 'n 19-jarige ontmoet het wat die enigste broodwinner van haar gesin is. 'n geweldige hartverskeurende storie daar. Maar eers gesels ek, Irene Marie van der Walt, met Ogitu Greig oor die nuutste nuushooftrekke in vandag se Republikein. Bly ingeskakel. Maar voordat ons daarna toe gaan kyk ons bietjie na die aanbieder van die jaar toekennings by die NTV toekennings wat vanaand in die hoofstad aangebied word by die Nasionale Theater. Precious Ntanapo, Toyvon Jabela, Jomari Dari, Aina Razakweo en Brian Munango wat daar benoem is. So alle sterkte vir daardie 5 kandidate. Join us for the NTV Awards 2025. These are the nominees. Show of the Year. Viewer's Choice Presenter of the Year. Lifestyle Show of the Year. Public Affairs Show of the Year. Sport Show of the Year. Sport Presenter of the Year. My Zone Show of the Year. Chill Personality of the Year. Catch the NTV Awards on the 27th of March live at 7 p.m. celebrating creativity, dedication and impact. Vinnige kykie daar na die benoemings by die NTV toekennings. Dis die tweede keer wat hierdie seremonie aangebied word en Kletskompas ook daar benoem, maar vir nou noem ons eers vir Ogitu Greig. Hoe gaan dit, Ogitu? Goed, dankie. Hoe gaan dit? Ons gaan aan. Jy lyk goed vandag. Ons match vandag in ons blou. Ja. Okay, so jy het vir ons geskryf oor die begroting. Ja. Dit is tans op almal se lippe. Dis vandag wat ons almal sal hoor. Waar die regering ons geld gaan bestee. So daar is groot verwagtinge. In die afgelope tyd was daar baie verrassings. So dis moontlik dat ons weer vandag verras sal wees. Dink jy ons sal? Dit is heel moontlik. Kyk, volgens die Swapo Party se verkiesingsmanifest wat ons president Netumbo Nandi-Ndaitwah op aandring moet uitgevoer word, is daar nodighede vir baie besteding, groot geld. Ja, maar ons het ander behoeftes en ons kan nie bekostig om die skuld hand uit te laat druk nie. So dit is die balansering wat ons nuwe minister van Finansies en welstandstoela bestuur, Erika Shifuda, vandag moet regkry. Ja, natuurlik die toelaas vir welsyn onder meer bejaardes se pensioen en so aan wat nou na daai ministerie toe verskuif is. Dink jy dit was 'n goeie skuif? Ja, dis mos nou die bestuur van die toelaas. En beslis het die Finansiesministerie beter vermoë om geld te bestuur as enige ander ministerie. Ek weet nou nie of dit ook insluit die verhoging van daai toelaas. Ek weet baie van ons ouer burgers wag in spanning dat die belofte vir R3000 'n maand pensioen bewaarheid word. Miskien gebeur dit vandag of ten minste die nuus daaroor.
Maar ja, ons sal maar moet wag en sien. Ja, as daar nou 'n ministerie in hierdie land is wat 'n gaatjie in die begroting kan maak, is dit seker die ministerie wat die begroting aan mekaar sit. Presies. Okay, so hierdie, soos wat ons gister in die nuuskamer gepraat het, dit mag dalk nog bietjie trek na die voormalige minister van Finansies, Ipumbushimi. Ja, hy moes beslis grondwerk gedoen het, want ons nuwe minister is nou minder as 'n week in die pos. Alhoewel sy was voorheen, nog nie onmiddellik voorheen nie, maar vroeër tyd was sy uitvoerende direkteur van Finansies, so sy het ervaring, maar ek dink daar was genoeg tyd om die werk van vooraf te kan begin nie. Ja. So sy moes bou op wat hy klaar gedoen het. Ja, natuurlik. En gee net gou vir ons vinnige oorsig. Ek ken nou nog nie die nuwe minister van Finansies nie. Wat weet jy van haar af? Soos ek sê, sy was voorheen die uitvoerende direkteur van daai ministerie. Oor die algemeen het sy altyd die indruk geskep, sy is hardwerkend en sy ken haar syfers. Ja. En sy is al lank in die staatsdiens. Ek weet nie, dis haar eerste keer as minister, ek dink dit is iets niets, maar ek dink sy het 'n duidelike idee van wat werk en wat kort en wat ons nodig as 'n land. So ek is hoopvol, maar vandag sal ons nou sien wat sê hulle, in Engels is dit the proof is in the pudding, so ons sal vandag proe. Ja. So, Ogeto, as jy nou in beheer van die begroting was, waar sou jou fokusareas lê? Waar dink jy het ons die meeste nodig? Ek was al in 2008 oortuig oor die beste inheemse ingryping wat voorgestel was deur die Namtex Consortium, is 'n groep belastingkenners wat die regering destyds bymekaar geroep het, om antwoord te gee hoe verdiep en vergroot ons belastingbasis, die mense wat belasting betaal. Hulle het destyds besef dat te veel Namibiërs in enige gegeewe maand tot niks bestee, want hulle het niks om te bestee. So hulle het voorgestel, ons gee vir almal 'n bietjie geld. Dis nou nie genoeg geld om van te lewe nie, maar 'n basiese inkomste. Net 'n bietjie geld, en jy gaan daai geld bestee, en soos jy daai geld bestee, gaan die geld meer geld opbin vir die ekonomie, maar ook spesifiek in terme van belasting, want belasting kom as iemand iets koop of iets betaal. Elke keer as geld van hande verander, dan is daar belasting. Ons het 'n probleem in hierdie land. Ons het baie geld, maar daai geld is so gekonsentreer in 'n min hande en meestal dit sit net in 'n bankrekening iewers en dit doen niks nie. Die geld werk nie vir die mense nie. So om die geld te laat werk, moet ons dit by die mense kry. En dis hoekom daai voorstel gemaak is. En tot dusver het ek nog nie 'n beter voorstel gehoor nie. Altyd word dit aangedring dat ons moet uitken wie word gehelp en wie nie, maar hulle ignoreer die feit dat daai uitkenproses tot 60% van jou hele begroting opeet. Daai administrasie kos geld en gedurig die wat daai diens lewer, hulle raak ryk, terwyl die baie van jou begroting kom nooit by die persone wie jy eintlik wil help nie, omdat jy moet kieskeurig wees. So daai stelsel wat destyds voorgestel word, het outomaties sekere mense uitgesluit, want wie sal nou jou werk verlaat vir 3-4 ure op 'n werksdag om in 'n lyn te gaan staan om $100 of $200 te kry, terwyl jy elke uur miskien $500 verdien en jou werk kan verloor as jy nie daar is om jou werk te doen nie. So, ja, maar dit is maar my gedagte. Soos, ons het ook al voorheen oor die Namtex Consortium gepraat en ek glo dit is juist daai meganisme dat dit is net in werksure. Jy moet dit sê byvoorbeeld by 'n poskantoor of so iets gaan afval, dat jy moet in werksure beskikbaar wees en as jy nou nie in werksure beskikbaar is nie, dan kry jy nie. Jy kry ook nie vir laas maand of enige ander maand nie. Dit is net vir hierdie maand as jy kom met jou ID en dan trek hulle jou naam van die lys af en jy kry niks verder. Tot volgende maand kan jy weer kom. Dis nou as jou omstandighede nie so verbeter het dat jy nie iets beter het om te doen met jou tyd nie. En wat ons gesien het by die Omitara waar hulle prakties die toets gedoen het, die ekonomie versterk, klein besighede groei, baie van die begunstigdes is binnekort in 'n posisie waar hulle nie meer kan bekostig om te gaan tou staan vir hy paar $100 nie, want hulle maak beter geld uit die besighede wat hulle geskep het met daai ontvanklike
basiese inkomste. Ja, dit is nou, jy gaan koop meel vir vetkoekies of kralletjies om juwele te maak of so iets. Baie dankie Ogeto. Dan kyk ons ook in vandag se koerant na die rooi lyn. Daar was vanoggend 'n uitspraak gewees in die Hoërhof. Regter Shafimana Utele het besluit om homself nie te onttrek van hierdie aansoek teen die rooi lyn nie. Dan natuurlik die aansoek wat sê die rooi lyn bevoordeel sekere rassegroepe en benadeel ander noord van die rooi lyn, ander belanghebbendes wat sê die rooi lyn is spesifiek daar om seker te maak dat indien daar 'n siekte uitbreek in die suide of die noorde, dat dit nie oor daardie lyn gaan nie. Maar die parlementêre staande komitee wat nou voorgestel het dat die verskuiwing van vee oor die rooi lyn makliker gemaak word wanneer daar nie uitbrekings is nie. Ek dink hier is 'n goeie middelgrond, Ogeto. Ja, nee, kyk, die redes voor en teen die rooi lyn is al twee waardige redes. Daar is waarheid in albei en ek dink as ons dit erken, dan sal ons sien dat daar is nood om weg te doen met die rooi lyn, maar nie voordat ons alternatiewe maniere in plek gestel het om dieresiektes te beheer en te verhoed nie. Nou, daai alternatiewe maniere, dis nie ruimtewetenskap nie. Ons weet wat dit is en hoe om dit te doen. Die feit dat ons 35 jaar nog na onafhanklikheid dit nie gedoen het nie, dit sê iets, ek sal maar nie dieper daarin gaan nie, maar ek voel ons kan die maatreëls in plek stel om beter veeartseny dienste te kan lewer waar dit nodig is om dieresiektes hok te slaan en dan kan boere voorkeur hulle sal daaruit baat, maar ook die hele samelewing oor die algemeen. Onthou, daar is steeds dinge soos jou getroude status as jy bo die rooi lyn of onder die rooi lyn. So die rooi lyn het baie impak, nie net in terme van landbou nie. Dit het impak op die samelewing en ek dink daar is goeie redes hoekom ons moet vorder in daai rigting. Ja, en dan kan jy ook in Republikein lees hier ons storie waarna ons vandag kyk. 19-jarige wat vir 4 afhanklikes moet sorg. En dan ook die Altersheim op Potchefstroom wat 'n bietjie van 'n lekker tyd het en slaggate wat hopelik binnekort in die hoofstad herstel word. Hierdie natuurlike program wat van stapel gestuur is, nou na die geweldige reën, sodat daar tot en met Augustus maand sal hulle nog stelselmatig werk om slaggate reg te maak. Ogeto, het jy nou al enige slats vandag? Ja, nee, ek ry versigtig, maar luister Irena, jy moet ook iets noem van die dekade van jeugbemagtiging. Jy was mos ook betrokke by MyZone. Ek is my loopbaan en my lewe se passie vir journalistiek verskuldig aan MyZone. Dit is hoekom ek dit nie wou noem nie. Ek is 'n bietjie aan die guns van MyZone. Ek dink beslis 'n program met werk en soos wat ek sê, ek het hierdie passie en dit is waarvoor ek opstaan in die oggend en ek is dit aan MyZone verskuldig. Ek sou nooit kon gaan swat nie. Ek sou dit waarskynlik nie deur matriek gemaak het as dit nie vir gratis onderrig was nie. So vir iemand wat 'n wil gehad het, maar nie 'n weg nie, was MyZone 'n baie goeie weg. Wow. So ja, maar baie dankie dat jy by ons was, Ogeto. Dit was Ogeto Greig met sy menings. Sommige van hulle dalk goed, sommige van hulle dalk nie. Jy sal self moet besluit. Op 5 April bring die FNB Windhoek Woordfees vir jou 'n eksklusiewe vertoning van die top Suid-Afrikaanse alternatiewe rockgroep Spoegwolf. Jy het nog nie 'n rockvertoning gesien as jy nog nie vir Spoegwolf in lewende lywe beleef het nie. Die show is by die Haggie Geingob Stadion en kaartjies kos $350 elk via eticket.my.na. Propvol energie, propvol gees, propvol geraas. Sien jou daar. Ons gaan kyk nou gou na die weervooruitspelling vir môre. Op Katimamulilo word 'n minimum van 18 grade Celsius en 'n maksimum van 32 grade Celsius verwag. Op Windhoek 'n minimum van 18 grade Celsius en 'n maksimum van 27 grade Celsius en op Gebabes 'n minimum van 18 grade Celsius en 'n maksimum van 29 grade Celsius.
Op Swakopmund 'n minimum van 17 grade Celsius en 'n maksimum van 18 grade Celsius verwag môre. 'n Sonnige dag daar vir hulle. Ook sonnig op Oranjemund waar daar 'n minimum van 14 grade Celsius en 'n maksimum van 23 grade Celsius verwag word en op Loedrits 'n minimum van 15 grade Celsius en 'n maksimum van 27 grade Celsius. Welcome to Namibia, where adventure meets tranquility. With Enjoy, you have access to a wide range of accommodations to suit every traveler's taste and budget. Experience the finest dining and hospitality Namibia has to offer. Booking your dream accommodation is just a few clicks away with Enjoy. Join thousands of happy travelers who have trusted Enjoy for their Namibian getaway. Your gateway to unforgettable Namibian adventures. Visit us today at enjoy.my.na. Aurelia Afrikaner is 'n Okahanja bewoner in haar hart en siel en sy het op Okahanja by Promised Land gaan kuier by Delano Ogroe se 19-jarige wat die enigste broodwinner van haar gesin is. Kom ons gaan kyk na wat sy sê. Gewoonlik doen as 'n groep, huis tot huis bietjie gaan kuier, kyk of alles alright is, of daar nie 'n fout is nie, en verbygaan by elke huisie wat ons op kans kry. So Carissa het vir ons gevra as jy tog daar draaikies rondmaak en kans kry, gaan draai tog daar mee by daai huisie waar die ouma laas jaar gesterf het. En ons het stap bietjie en rond gekyk en toe ons hier omkom toe so, nee man, as dit nie die huisiekie nie, kom ons maar gaan draai daar en ons het omgekom. Ons het die dametjie bietjie uitgevra. As dit die regte huis waar ons is en sy het vir ons gesê ja, dit is die regte huis. En ons het daar gesê nee, maar dit die Carissa het ons gesê ons moet hier so 'n draai kom maak en kyk hoe julle is. As julle alright. Sy het ook gesê is alright, maar toe voel ons tog ons vra tog maar bietjie meer. En ons het gevra en gesê, "Oké, wat het julle geëet vir die dag? Hoe is julle? Het julle ligte? Hoe slaap julle? Is julle veilig?" En wat die dametjie daar ingehaal het is sy voel onveilig. Literally sy sê sy slap nie op in die aan nie, want dit is onveilig vir haar. Want sy bly net met hierdie klein kindertjies. Hulle het nie lig gehad tot gister. Hulle het sy huis kon nie ordentlik gesluit het nie. Ons kon vir gister met 'n slotplas 'n liggetjie gehelp het. En wat ons gister daar klaar is, het ons gaan gepraat as 'n groep. Hoe moet ons met hierdie situasie maak? Maar hoe kan ons om vorentoe vat om te help? Want ons is maar net ook 'n groep wat net kyk of alles alright is, maar ons het nie die funds of enige iets om vir hulle meer te help nie. So, ons het gaan gepraat en gesê, nee, ons het mos 'n kansel. Kom ons gaan by die kansel en kom ons gaan vra of die kansel help vir hulle. Ons het toe vanoggend gaan ons ontmoet by haar agter. Ons het by haar kom ontmoet, ons het met haar bietjie gepraat en vir haar gevra, sal jy gemaklik wees met enige help wat ons vir jou bring? Sy het dit geaanvaar. So ons het gestap kansel toe, ons het by die kansel gekom. Die kanselaar was nie by nie, hy was nie in die kantoor nie. Apparently kanselaar sal eers na 2 weke by die kantoor kan wees aan huis invind toe. Ons het probeer gevra of ons sy nommer kan in die hande kry nie, want ons voel dit is 'n emergency. Laat die kanselaar tog net gesê word. Nee, die mense het met so 'n probleem gekom, so kan jy tog daar vir hulle eers Miskien sou hy 'n minuut gehad het om te sê, ja, kom ons sit vir hulle 'n dag om te ontmoet en so aan. Maar die ouetjie wat daar was, die skoonmaker, het geweier om vir ons te help. So, hy het net gesê, is net die kansel wat dit kan help, jy kan op die agenda gaan, want hy mag nie vir ons kanselaar se nommer gee nie. Ons het gevoel, oké, hoekom moet ons dan en oor iets wat dit uitkom is dan spreek? Kom ons gaan by die agenda. Ons het by die agenda gegaan. Agenda het vir ons gesê, ons werk net met die social grants. So, ons sal die enigste manier om vir hulle te help is as want op die oomblik hulle skryf nou nie die kinders wat hulle se paans nie werk en die mans werk. Daai skryf hulle nie. Maar as die social workers of die kanselaar vir hulle brief skryf om vir hulle te help, kan hulle daai brief vat en vir hulle onmiddellike help gee met die social grant. Maar hulle kan nog steeds vir ons vorentoe refer na die social workers toe. Ons het die moeite gedoen, ons het tot by die social worker gegaan. Ons gelukkig wat ons daar kom, ons het
die hele district se social workers daar gaan gekry. Die Oganja Otto van Juba se social workers hulle was 5. Ons het met Oganja social worker eers gepraat. Maslena tog net. Ja, sy het vir ons geluister en sy het gesê, "Wel, ek het 'n vergadering nou, maar ons almal as social workers gaan tog daaroor." Sê ook vir hulle wat hulle vir my gesê het. Ons het ingegaan. Ons het met hulle bietjie gaan gepraat en ons het vir hulle gesê, "Nee, dis die situasie wat ons het. Ons het 'n jong meisie wat daar met 4 kinders bly by die huis. En waar sy bly is onveilig. Plus daar is ook nie krag in die nie dat dan krag, daar's nie lig nie, daar's nie water nie, daar is niks by die huis wat daar aangaan. Die jong meisie se ma lê in die hospitaal." Ek het vir die meisie ook net ingevra as ons miskien vir jou 'n social worker as ons miskien vir jou 'n social worker reël om vir jou bietjie counselling te gee, want ek voel jy gaan deur baie, sal sy agree. Toe sê sy ja, dis wat ek nog vir die social workers gesê het, so jy kan dit ook met haar doen. Plus ons het van daar af teruggekom, die social worker het gesê, "I think it's emergency, kom ons gaan daar, kom ons ry." En ons het met 3 social workers hier kom gery. Hulle het kom gekyk, hulle het vir haar bietjie uitgevra. Net dieselfde wat sy vir ons gesê het sy ook daar gesê. Die social workers het die hulp wat hulle kon gegee het is vir die 2 broertjies wat skool gaan hostels môre te kry. Hulle sal, omdat hulle môre skool op besoek, sal hulle met dit persoonlik self gaan en soos hulle die hostel aanvra, sal hulle ook vra dat die 2 kinders ook nie die hostel vertel nie. En die verdere stappe sal hulle tog gesê, hulle sal terwille van die kinders sal hulle, omdat ons by hulle se deur gaan geklop het, by die volgende deur ook gaan klop, laat hulle help kry. Die ma se kondisie wat ons gaan gesien het, sy tog gesê, sy kom bietjie beter, maar sy kan net op die suurstof asemhaal. By die plek, sy kan nie, want hulle wil vir haar met 'n masjien gaan discharge het, maar die masjien werk op die krag. So sy kan nie weer hier terugkom met die masjien nie. So ek het gevra, laat ons die dokters kan vra dat die ma Windhoek toe gerefill word nie. Dat die ma sy die huis in Windhoek, as die ma Windhoek toe gerefill word, dan moet die ma, dan kan sy ook daar gaan gedischarge word, want daar is krag terwille van die masjien. En as die ma gaan, dan kan hulle die saam met die ma gaan. Maar alles wat ons procedures, dit dinge moet ons deur prosedure gaan. Maar op die oomblik, die situasie wat staan is, die mense het nie krag nie. Die prosedure sal nog tyd vat. Die mense het nie krag nie, die mense het nie water nie. Is dat dame, jong dame wat van manne dopgehou word dat sy alleen bly. Dit is baie onveilig. So ek sal met my nederigheid, ek sal vra dat die kansel tog enige hulp wat hulle kan so gou as moontlik doen om vir hierdie mense te help. Die social workers het hulle se kan gebring, maar ek voel tog kansel het ook hulle se part om hier te doen. So ek sal met in die naam van hierdie hele Oranje Konserngroep sal ek vra met al die nederigheid laat hierdie mense tog vinniger help kry. Want die meisie wat hier staan het gesê sy sacrifice liewer om nie skool toe te gaan nie. Laat hierdie kinders kan veiliger bly. Sy het gesê sy het graad 10, maar sy wil tog graag verder studies gedoen het. Maar sy kan dit doen terwyl sy sien dat hierdie kinders nie 'n veilige plek het om te bly nie. Even as sy voel die kinders is meer veilig as sy daar is dit meer onveiliger omdat sy 'n jong dame is. Dis hoe Oranje Konserngroep gevoel het om vir haar so ver te help. En ek sal enige iemand wat ook daar uit is om net te sê, nee, ek kan ook met dit vorentoe help. Julle is welkom om vir haar te help. Op 5 April bring die FNB Windhoek Woordfees vir jou 'n eksklusiewe vertoning van die top Suid-Afrikaanse alternatiewe rockgroep Spoegwolf. Jy het nog nie 'n rockvertoning gesien as jy nog nie vir Spoegwolf in lewende lywe beleef het nie. Die show is by die Haggie Geingob Stadion en kaartjies kos $350 elk via eticket.my.na. Propvol energie, propvol gees, propvol geraas. Sien jou daar. 'n Brokkie gemeenskapsnuus daar van Aurelia Afrikaner en beslis 'n speel vir die begroting. Hou 'n oogie op NTV vanaand om 7 vir die NTV toekennings, maar tot dan is dit van Kletskompas. Mooi bly.